Welkom by Canva in Afrikaans. My naam is Helena Swarts. Ek is getroud met Johan en ons het 2 getroude kinders en 5 kleinkinders. Ons woon die afgelope 27 jaar aan die Weskus. Behalwe die Here is my ou moeder seker my grootste bron van inspirasie. Ek is 'n Jesusvolgeling, 'n entrepreneur, 'n vetplant entoesias en ook 'n lewensafrigter. Ek is reeds sedert 2009 by die aanlyn wêreld betrokke. Alles wat rekenaar is, fascineer my. Canva het die plek van CorelDRAW in my lewe kom oorneem. Baie welkom by Canva in Afrikaans. Ek hoop julle geniet dit. Ons is tans by les 2 van 10 lesse. In les 2 kyk ons na die skrif. Ons kyk oor die skrifkontrolepaneel, effekte, animasie en dan gaan ek vir julle spesiale skrifelemente wys. Hier is in die skrifkontrolepaneel. Eerstens kry jy jou skrif of font. Canva het ongeveer 1000 verskillende soorte fonts, maar jy kan ook jou eie oplaai indien jy sou verkies. 2 is die grootte, 3 is die kleur, jy kan ook vet gedruk of kursief gebruik. 4 is die sentrering, links, middel of regs. 5 is skolpunte, jy kan syfers of punte gebruik. 6 is spasiering tussen jou letters of tussen jou sinne. 7 is effekte en 8 is animasie. Nou hier is al die verskillende skrifeffekte. Hier is al verskillende soorte animasie. Nog animasie. En nog animasie. Ek gaan nou eers die skrif opsit. Jy kan ook net jou T gebruik, dan kom daar teks op. En hier kan julle nou sien, hier is net die toemaak. Daar is al die verskillende skrif of fonts. Jy kan ook vooraf kies in handwriting, corporate display. Soos jy weet wat 'n tipe skrif jy soek, kan jy dit hierbo, of moet ek sê watter familie, soos vintage of cool, dan gooi hulle vir jou cool skrif uit. Ek sê maar as vat daai ene. Dan lyk dit so. So die volgende ene is die grootte. Dan kom ons skap hom hier af. Dan hier is jou kleur. Jy kan dit ook underline. Dan hier gaan jy dit sentreer. Dis links. Dis vol. Dis regs. Of dis in die middel. Dan sit jou kolpunte. Dan hier is dit letterspasie. Spasie tussen die verskillende letters. En hier is dit lynspasie. Dan effekte, wat ek vir julle gewys het. So jy kan enige effek hier gebruik op jou skrif. Kom ons gebruik sommer nou net vir outline. Jy kan die dikte verander van outline. En jy kan ook die kleur verander. So by julle kan nou maar self verder daar gaan speel.
En waar die effekte is, weet ek nie waarheen het hulle verdwyn. Maar in elk geval, kom ons haal hierdie eers weer uit. Dan gaan ons na elemente toe. Nou sê nou maar jy wil nou nie een van daai skrifte gebruik nie. Jy het 'n spesiale ding in jou kop. Dan kan jy nou hier intik. Ek tik nou sommer wavy text in. En dan kan jy kyk wat hy vir jou uitgooi. Maak net seker jy is daar op graphics. En dan kom ons vat sommer vir Riet. Dan gaan jy shift druk en jy gaan hulle almal tegelijkertijd selecteer. Dan gaan jy dit groepeer. En dan kan jy dit almal gelyk dieselfde grootte maak. Dan kan ons ook die kleure verander. Nou gaan ons dit aangroep. Lyk my nie, hy het dit gedoen nie. Nou gaan jy dit nou afskuif. So dan moet jy nou net die kleure hier ook gaan verander. Klik elke keer op die kleur. En die laaste ene. En dan moet jy dit nou skuif volgens jou woord. Nou oké, sien nou maar jy het dit nou so geskuif, ons skuif dit so 'n bietjie uit balans uit. Dan gaan jy weer shift druk en jy gaan hulle weer almal selekteer. En dan gaan jy op posisie druk. En dan gaan jy sê tidy up. Jy kan ook vertikaal of horisontaal, maar ons gaan sê sommer tidy up. Dan skuif jy al jou woorde presies almal in 'n lyn en hulle is ewe ver uit mekaar uit. En so kan jy dan 'n spesiale woord vir jou ontwerp uit elemente saamstel. Goed. So hier is nou 'n blou agtergrond en dan gaan ons nou 'n woord skryf. Ons skryf sommer Kobai. En maak ons dit groter. Jy kan dit enige kleur maak, wat jy wil. En dan dupliseer ons daai woord. En op die tweede woord sit ons 'n effek op, die halo effek. En ons maak die dikte omtrent 30. Nou vat ons die woord en ons pas hom presies op die ander woord. Dan gaan ons na 'n foto toe. En ons soek nou maar 'n foto wat jy kan gebruik. Ek gaan sommer skryf Happy Kid. Hier is nou klomp kinders. Ons kyk waar is daai een.
Die ene kan werk. Hy is klaar die agtergrond weggemaak vat. So ons gaan hom kleiner maak. Te sien, ons wil nou nie die geskryf so oor hom hê nie. So wat ons dan nou doen, baie eenvoudig. Jy gaan na die posisie toe. Dan klik jy op hom, op die layers, en dan sien jy waar lê hy. Dan gaan jy vat hom, en jy skuif hom tussen daai twee in. En dan het jy daai effek. En dit is soos hoe maklik dit is. So hier wil ons hê die teks moet heen en weer oor die bladsy beweeg. So ons gaan eers die agtergrond doen. Dan gaan ons 'n teks doen. Nou jy moet jou teks bietjie groter maak as jou ontwerp. So jy gaan dit so verby jou ontwerp maak. En ons gaan dit weer 'n keer skryf. Dan gaan jy hierdie nou vat en jy gaan dit 3 keer, ons gaan eers die agtergrond doen. Ons wil 'n agtergrond opsit. Soos daar. Maar ons wil die agtergrond bietjie kleiner hê. Die spread. So. Okay. En dan gaan ons dit 2 keer maak. En dan gaan ons dit nou draai. En dan gaan ons nou 'n foto soek. Ons vat sommer weer daai enetjie. Daar is hy in ons foto in. Op ons ontwerp. En ons wil nou hê, ons gaan nou weer kyk na die posisie. En ons gaan die foto skuif. Ons gaan hom daar inskuif, want ons wil nie hê dit moet oor sy gesig wees nie. Maar ons wil hê hierdie kan oor sy lyf gaan. En dan hierdie wil ons nie, dit moet oor sy lyf gaan nie. Okay, dit is die gesig. En dit wil ons ook nie hê, dit moet oor sy lyf gaan. So dan lyk dit nou so. So hy is nou tussen die 2 goed, die 3 goed. En dan gaan jy nou elkeen animeer. Ons gaan gebruik vir drift. En ons gaan hom daai kant toe laat gaan, soontoe. So dit gaan soontoe. Hierdie een gaan ons weer drift gebruik. En ons gaan dit na die teenoorgestelde kant toe gaan, so. En dan die een gaan ons weer drift gebruik en ons laat hom weer oploop.
En daar het jy 'n unieke ontwerp wat nie sommer enige iemand het, wat ons 'n video agter ons woord het. As ek hom daar play, gaan julle kan sien. Sien julle? Daar gebeur dit. So dit is wat ons nou gaan doen. So eerste tik jy 'n woord. Lekker groot. En in 'n lekker vet druk. Want onthou nou, ons wil 'n video agter dit sit. So ek gaan weer vir somer vat. En dan gaan ek 'n teks vat. So gaan ons nou die kleur op 'n agtergrond sit. Ons gaan na elemente toe. Dan gaan ons weer 'n shape vat. En ons maak die shape. En ons stuur hom agtertoe. In die posisie. Backward. En ons gaan vir somer gaan ons wit maak. Nou laai ons dit af as 'n PNG. Dan gaan ons na die uploads toe. En ons laai hom weer op. En ons maak hom weer groot. Nou gaan ons hierdie delete. En ons het hom dus nou hier groot. Nou gaan ons na edit photo toe. En ons vat die agtergrond weg. So nou het hy nie agtergrond nie. Nou gaan ons na video's toe. En ons soek nou 'n video. En ek gaan sommer weer daai video vat wat ek daar gebruik het. En ek gaan hom weer sê, gaan terug. En dan gaan ek hom sny, dat hy nou net so groot is soos my woord. En as jy hom dan nou, ek sien hy nog 'n bietjie groter as die woord. As jy hom nou speel, dan het jy daai effek van 'n video in jou woord. Ons wil hierdie tipe effek hê. So wat ons doen, ons kry 'n swart sirkel en dan buig ons die skrif bo-om en ons vat 'n mooi ander skrif hier in die middel en dan buig ons weer die skrif onderom. So kom ons gaan kyk hoe doen ons dit. Ons gaan na elemente toe. En ek gaan nou sommer hier kyk na wat ek onlangs gebruik het.
So hier is die sirkel wat ek gebruik het. As jy op iets is waarvan jy hou, dan kan jy altyd op die 3 kolletjies op die item klik en dan gee hulle vir jou die naam van die spesifieke item. So, nou die volgende wat ons nou gaan doen, is om die teks op te sit. So jy kan 'n T druk op jou sleutelbord, dan gooi vir die teks uit, dit is 'n kort pad, en dan tik jy nou net in kombuis is die, en dan gaan ons 'n effek daarop sit, en ons wil dit buig, want ons wil dit in die vorm van die sirkel hê, en ons maak die teks 'n bietjie groter, aan die sirkel, en dan sien ons moet die teks ook bietjie groter maak, is bietjie klein, en nou moet ons die sirkel bietjie kleiner maak, sodat hy mooi vorm. En dit kan ons nou dupliseer, en kyk is op 52, kombuis is die hart van die huis. So ons gaan nou net skryf, hierso gaan ons nou skryf, van die huis. En dan gaan ons dit ook nou ons gaan dit nou na die ander kant toe buig. Dit moet ook nou 52 wees, sodat dit ewe groot is, na syne. En ons vat hom en ons skuif hom onder toe. En dan het ons nou die middelstukkie nodig. So ons druk weer 'n T, en daar gaan ons nou skryf hart. En dan gaan ons nou mooi skrif gaan soek. En ons moet dit net baie groter maak. Dan gaan maak ons dit 'n blou kleur. Blou kleur. En ons gaan 'n effek daarop sit, en ons sit outline op. En die outline gaan ons wit maak. So. En daar is jou stempelafdruk. Die laaste in die teksdeel is die typecraft wat ons onder elemente kry, of onder die apps. So kom ons kyk hoe doen ons dit. So ons gaan na die apps toe. Dan gaan jy nou net moet onder toe blaai. En hier sien jy allerhande apps wat jy kan gebruik. En hier is die een wat ons gebruik, Typecraft, of wat ek nou gaan gebruik. So, jy kan die styl kies, jy kan jou font kies. Ons vat nou maar daai een. Dan kan jy jou woord insit, wat jy wil gebruik. Nou, ons gebruik weer vreugde.
Jy kan outline gebruik. Jy kan die border rood opsit. Jy kan die kleur gebruik. So maar nou aan daar toe. En dit is dan jou borderkleur. En dan hierso is dan nou waar jy dit moet nou, jou woord moet vorm. En dit is hoe jy dit dan nou vorm. En as jy klaar is, dan sê jy net eenvoudig add element to design. En daar het jy dit. En so maklik is dit. Baie dankie julle. Dit is dan nou die einde van les 2 wat ons oor die skrif gepraat het.